Pieter Kriel is 'n idioot. Daar, iemand moes dit sê. En hy praat beslis nie namens Afrikaners nie. Hy praat nie namens wit mense nie. Hy praat skaars namens homself. Hy dink nie eens hy weet wat hy sê nie. Maar ek is nie hier om oor hom te praat. Want Pieter Kriel is net 'n simptoom van 'n veel groter siekte wat hierdie land versmoor. En daardie siekte is slagoffermentaliteit. Die man sê niks van werklike ware nie. Hy gorrel net woorde en draai dit toe in die frases. Die DA is melanien angstig. Melanien angstig. Ek sal nie verbaas wees as hy binnekort 'n borgskap ooreenkoms met Wellness Warehouse aankondig nie. Miskien 'n krye drankie wat die melanien angstig krisis kan hanteer. Maar hy is nuttig vir mense wat iemand nodig het om kwaad voor te wees. Net soos Bell Pottinger wit monopolie kapitaal uitgedink het, nie om swart Suid-Afrikaners te help nie, maar om die Guptas te beskerm, is Pieter Kriel 'n instrument, 'n nuttige idioot in die mees klassieke politieke sin. En luister, ek praat met almal, swart, wit, bruin, Indiër. Maar wat ek kan sê is nie gemaklik vir enige groep nie, insluitend in my eie. Ons het almal 'n belang hierin. En die enigste manier waarop ons hierdie land vorentoe kan laat beweeg, is ons ophou mekaar terug te hou en begin om die waarheid te vertel. En hierdie is die waarheid. Die argument lui so: wit mense is ryker as swart mense in Suid-Afrika. Daarom moes ons die rykdom gesteel het. Kolonialisme het gebeur. Apartheid het gebeur. Dit is werklik. Dit was wreed. Dit het generasies se lewens verwoes. Ek verwerp dit. Maar hier is die ongerieflike waarheid. Toe Jan van Riebeeck in 1652 aan die Kaap aan die wal gestap het, was die mense op daai boot reeds voor. Nie moreel nie, maar voor. Hulle het gewere gehad, landboukennis, boukunde, navigasie, metallurgie. Of dit was omdat die Middellandse Seehandel makliker gemaak het, of die vroeë ontdekking van metale soos brons en yster. Europeërs het vinnig bo meeste nasies op die aarde gestyg. Dit was 'n voorsprong, 'n saamgestelde, eeuelange voorsprong. En jy kan nie 2025 suiwer verduidelik deur die lens van 400 jaar gelede nie. Die wêreld het aanbeweeg. Selfs as ons môreoggend toordraai gebruik, kan ons nie net al die rykdom gelyk verdeel nie. Dit sal nie werk nie. Die oomblik wanneer die Ruperts hoor dat onteiening kom, gaan hulle net tref. Why? Hulle dra net hulle geld oor see toe. Hulle het al reeds begin. En sê maar net, ons het regtig elke sent magically gelyk herverdeel. Doen nie wiskunde. Suid-Afrika se totale rykdom gedeel deur 60 miljoen mense, ons sukkel om vir Botswana te klop. Dis nie verdediging van ongelykheid nie. Dis eerlikheid oor wat werklik moontlik is. Alle slagoffers soek na 'n wêreldwye sameswering wat hulle terughou, maar ons het onsself oorgeneek. Ons het so gestagneer dat ons irrelevant geword het.